Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens is ons geseënd, ons is weer eens is ons deurgedra en ek en u staan in dankbaarheid. Al wil ons nie, al voel ons nie. Maar ek en u moet dankbaar wees, want ons is lewendig en daar is so baie dinge wat 'n pluspunt is vanmôre vir ek en u wat in ek en u se gun stel. En ek lees in Genesis 18, Genesis 18 en as God kom na Abraham toe en hy vertel van hom van Sodom en Gomorra en maar voor hy hom vertel en die woord van die Here sê daarop sê die Here sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen. God vra homself af, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen. En dit is die vraag wat God homself afvra wanneer dit by ek en u kom. Ek en u, dit beteken ek en u moet op daai posisie wees waar Abraham is, sodat God homself kan afvra, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen. So asof God moet verantwoording doen aan Abraham, so asof God nie wil 'n ding doen sonder Abraham nie. En God vir homself af, sal ek hom sê, sal ek hom nie sê nie. Want dis iets wat saak maak by God. Want hoekom sal hy daaroor dink? Want kyk, hy het tog gekom om Sodom en Gomorra tot niet te maak, om oordeel oor hulle te vel. Maar nou is hy nog op pad. Hy's nog op pad daartoe. Hy het net eers by Abraham omgekom. Abraham, kyk jy, luister, dis wat ek gaan doen, man. En nou vra hy homself af. Ek wou dit nie vir Abraham gesê het, maar moet ek dit nie maar vir hom sê nie? Moet ek dit nie maar vir hom sê nie? En hy gaan verder en hy sê, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word. Moet ek nie maar vir Koos sê nie, man. Moet ek nie maar vir u sê nie, man. Moet ek nie maar vir die broer, moet ek nie vir die suster, plaas u naam self daar in Abraham se plek. Wat God vra, moet ek nie maar vir hom sê nie, man. Want ek het dan planne vir hom. Ek het dan idees vir hom. Ek het dan 'n hoopvolle toekoms vir hom, man. Want hy sê hierso, hy dink aan die belofte wat hy aan Abraham gegee het, né? En nou dink hy, moet hy nie maar vir Abraham sê nie, want Abraham kan net sowel dink, want kyk, Abraham is mens. Hy kan net sowel dink, kyk, maar as die Here die ding nou gaan doen, dan gaan ek mos nie 'n nasie word nie. Verstaan? En die woord van die Here sê, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Al die nasies van die aarde, dit wil sê Sodom en Gomorra ook. Daarom bring dit God by die vraag, moet ek vir Abraham sê, of moet ek nie vir hom sê nie? En God sê vir homself, want ek het hom verkies. Want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet bou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Dit is God se dilemma. God se dilemma is nie meer Sodom en Gomorra nie. 'n groter ding is hier voor God nou. Want hy het Abraham 'n nasie beloof. En hy het vir Abraham gesê, sy kinders gaan daai doen. En sy nageslagte gaan daai doen. Maar nou kom hy en hy kom vernietig Sodom en Gomorra. Wat as sy nageslagte daar is? Dan doen God sy eie woord. Dan staan hy nie, dan doen hy sy eie woord gestand nie. En dit is waarmee God is. En dit is waar ek en u moet wees, man. Ek en u moet in daai posisie wees, laat ons God laat wonder. Dan moet ek nie maar die dinge vir Koos sê nie, man. Want ek het dan vir hom 'n hoopvolle toekoms, man. Ek het dan vir sy kinders 'n hoopvolle toekoms. Ek het dan vir sy kleinkinders, ek het dan vir sy agterkleinkinders, het ek vir hom 'n hoopvolle toekoms beloof, man. So moet ek nie maar die dinge met hom deel nie. Want hy is tog myne. En ek het tog hy belofte aan hom gemaak. Maar vir God om op daai punt te kom, moes Abraham op 'n punt wees waar hy so gehoorsaam is, so getrou is, so die gebooie van God onderhou, dat God homself 'n vraag moet afvra. Moet ek nie maar sê vir die man nie, man? Hoekom sal ek dit wegsteek vir hom en hom in 'n twyfel sit?
En dit is wat God vanmôre vir ek en u wil doen. Hy wil ek en u so getrou hou. Hy wil ek en u so agter mekaar hou. Dat hy homself moet wonder. Dis soos die is 'n grap die wat ek nou gaan vertel. Né? En ek het dit ook maar gelees. En die blondine, sy wil die kar verkoop. Sy wil haar kar verkoop. En sy gaan tot by die een vriend van haar. En hy sê vir haar, kyk hierso, draai die kilo's terug man. Want jou kar se kilo's is te hoog. draai dit minder en dan gaan jou kar gou verkoop kry. En hy stuur haar na 'n mechanic toe. En sy gaan na die mechanic toe, sy stel haar dilemma voor die mechanic. En hy draai die kilo's terug vir haar, sodat sy mos die kar gou kan verkoop, alhoewel die kar se kilo's hoog is. En so 'n maand daarna kry die vriend van haar nog steeds met die kar. En hy vra by hom, so, wou jy dan nie die kar verkoop het nie? Sy sê, nee, maar die kar se kilo's is nou so laag. Ek dink ek moet nou verkoop nie. Verstaan nie? Wat ek by u wil tuisbring. En selfs die feit dat 'n joke is dieper as 'n joke. Want God sê hierso, ek het dan vir Abraham die goed ding gedoen. En nou is Abraham op daai en God het Abraham gelei tot daar waar hy so getrou is aan God. Want kyk hoe lyk Sodom en Gomorra, né? En Lot het onder Abraham se vaandel groot geword, né? En God dink aan Lot. Want die manne wat hy hier by hom het, hy stuur hulle om vir Lot en sy gesin te gaan waarsku om te sê kyk hier so spat hierso. Because waar jy gaan die plek gaan ek verwoes. So ek en u moet op 'n punt kom waar God moet kom wonder. Kyk jy, ek het die man so goed getrein man. Ek het so baie in Koos belê, ek het so baie in Sarah belê, ek het so baie in Piet belê man, ek het so baie in Jerome belê man. Laat ek hom sê. Dat kyk jy Boeta, die ding wat ek vir jou beloof het, hy bly staande man. Want ek doen my woord gestand man. Verstaan nie? So die bemoediging, is nie net dat God oor ek en u moet wonder nie. My pleidooi is aan u, dat ek en u kom op 'n punt waar Abraham is. Sodat God kan wonder. Moet ek sê, of moet ek sê, nee. Kyk hierso, jy gaan nou dinge sien gebeur, wat snaaks lyk, wat woes lyk, wat miskien vir jou gaan lyk, asof ekie regtig liefde het nie. Wanneer gaan hy plek nou verwoes nou? Moet almal wat binne hom is. Almal wat binne hom is. Is net vir Lot wat hy die 3 engele geallokeer het om vir Lot en sy gesin te gaan sê, kyk hierso, spat. Sien? Dis waar ek en u moet kom. Dis my bemoediging aan ek en u. Dat ek en u nie net lampe het nie. Laat ons blink vryf. Laat ons lampe het met vars olie in. Want die lamp is niks as hy nie brand nie. U moet vandag met u 'n geseënde dag hê.